Die kleinste belegging wat die grootste opbrengs lewer, is net 'n bietjie liefde. En dit is die tema van dag 10. Rut 2 vers 10. Rut het diep gebuig voor Boas en gevra: "Waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, in 'n buitelander?" 'n Klein daadjie van omgee is dalk net die saadjie wat jy plant waaruit 'n massiewe boom gaan opkom. Net 'n bietjie liefde. Op sy 65ste verjaarsdag het 'n vriend van Doc Eaton hom uitgedaag om 65 dinge te doen waarmee hy 'n verskil in ander mense se lewens kan maak. Hy het toe 65 $5 note gevat en op die hoek van 'n straat in een van die arm buurtes gaan staan en dit aan omstanders en motoriste begin uitdeel. Mense het oopmond gestaan en kon nie glo wat hulle oë gesien het nie. Trane het vrylik oor die wange van toeskouers geloop, want hulle kon nie glo dat so iets ooit kon gebeur nie. Dalk het besef, ons leef so vinnig dat daar nie tyd is om liefdesaad te strooi nie. Na die tyd het Dalk gesê dat dit die beste verjaarsdag ooit van sy lewe was en dat dit altyd een van die hoogtepunte van sy lewe sal wees. 'n Ander man se pa het kanker gehad en hy het op sy Facebookblad mense uitgenooi om vir sy pa briefies te stuur. Hy het nie gedink dat hy enige noemenswaardige reaksie sou kry nie. Na net 3 ure het hy alreeds 1300 briefies van bemoediging, sketse, kaartjies en meer nog van mense reg oor die wêreld gekry. Binne elke mens wat lewe vandag, is daar iemand wat omgee en 'n verskil vir ander wil maak. Die gelol is, meeste van die tyd bly dit by goeie voornemens. Ons moet 'n bietjie kuier. Ek gaan 'n draai kom maak. Ek bel jou later. Dan onthou ons baie later, ek het skoon vergeet. As die Gees iemand op jou hart druk, doen dadelik iets daaraan. As jy nie dadelik kan nie, skryf dit in jou dagboek of sit 'n reminder op jou foon, want dis die Gees wat jou daaraan herinner. Deur iets vir iemand anders te doen, wat jy nie nodig het om te doen nie, maak jy die persoon se dag en ook jou eie dag. Rut was 'n vreemdeling uit 'n ander land, Moab, met 'n ander kultuur, ander taal en boonop sonder werk of heenkome. Boas het haar raak gesien en besluit om 'n verskil in haar lewe te maak. Hy het gesorg dat sy genoeg kos het en het haar onder sy vlerk geneem, min wetende dat sy deel was van die stamboom waaruit Jesus gebore sou word. In baie mense se lewens was dit iemand wat in liefde na hulle uitgereik het, wat die draaipunt in 'n persoon se lewe gebring het. Omgee hoef nie baie te kos nie. 'n Glimlag kos niks. 'n Eerlike positiewe kompliment kos niks. 'n Kans gee in die verkeer kos niks. Iemand help pakkies dra kos niks. Die teller beleefd groet in sy eie taal kos niks. Kom ons gaan doen vandag klein dingetjies wat 'n groot impak maak. Net deur iemand anders op te help, kan jy hoër kom as waar jy nou is. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy vergeet ons so maklik van die mooi dinge wat ons wil doen? Dink gou aan iets wat jy al vir iemand anders gedoen het en wat dit vir jou beteken het. Hoe gaan jy vandag sensitief leef en fyn ingestel wees op die Gees se leiding? Here, gee my 'n wakker oog, oop oor en 'n hart vol liefde om vandag die verskil te maak wat net ek kan. Help my dan om dit so te doen dat ander U in my sal sien. Amen. Dink net hoe sal ons wêreld lyk as ek en jy elke dag vir net een mens iets sal doen, sal gee, sal sê,
wat hulle lewe so 'n klein bietjie makliker sal maak. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Charles Botha.